Ok julle, nou is ons by die heel belangrikste aspek, en ek glo die meeste van julle weet wat dit is, maar dit is geloof. En as ek nou sê geloof, dan praat van ons Hemelse Vader, sy seun wat vir ons gesterf het, om ons sondes te verlos, en die Heilige Gees wat op ons uitgegooi is. So, dis baie belangrik, dat enigiets wat ons doen of aanpak, dit doen volgens wat vir ons voorgeskryf word in die Bybel. As ons net gaan en ons begin ons eie koppe volg, en jy kan nou maar van die ouer mense ook vra in hulle lewens, is dit maar gewoonlik, as jy sodra jy jou eie kop begin volg, is gewoonlik wanneer jy jou pak slaag kry. En dit gaan maar oor die konsep dat op die einde van die dag, moet ons dan alle tye, veral vir hierdie tyd wat vir ons voorlê, moet ons die Vader vooraanstel. Jy weet, Omsiener van Rensburg het byvoorbeeld gesê, dat jy moet verstaan, dat die tyd wat ons nou ingaan, gaan dit so moeilik wees, dat jy gaan basies nie jou, of nee, wag, kom ek stel dit nou reg soos wat dit eintlik is. As ek nou reg kan onthou, het hy gesê met die rebellie, in 1914, was dit 'n donker tyd vir hulle wat op rebellie was, en dit was so donker dat hy nie sy perd se manhare kon sien nie. Maar hy sê die tyd wat nou vir ons voorlê, gaan so donker wees dat nie jou hand vir jou gesig kan sien nie. So jy kan nou verstaan hoe moeilik en hoe donker gaan dit wees op die einde van die dag. En onthou, hulle moes met die rebellie op 'n stadium perdebloed drink, net om te oorleef. So, mense, hierdie gaan nie 'n lekker tydjie wees nie, het gaan nie iets wees wat jy weer wil oor hê nie, en dis vir die mense wat dit maak. Maar daar is 'n groot vooruitsien daarna, as dit verby is, as jy dit maak, as jy die vierkleur weer sien wapper, argumentsondhalwe, want ons weet dis maar die uiteinde, dan weet ons op die einde van die dag, jy weet, was dit dalk alles die moeite werd. Maar om nou terug te kom na die geloofsaspek, dit is ongelooflik belangrik, dat enigiets wat ons doen, moet ons die Vader vooraanstel. So dis belangrik dat jy die woord vat, laat jy hom lees, laat jy hom bestudeer, nie net op Sondag as jy kerk toe gaan nie, en as jy dalk nou nie kerk toe gaan nie, is dit ook alright, dit maak nie regtig saak, vir my persoonlik nie, solank jy net weet, wie en wat jy na streef, en waarna jy moet, waartoe jy moet gaan op die einde van die dag. Maar, dis belangrik dat jy op 'n daaglikse basis 'n studie maak van die woord. Jy sal verbaas wees, veral vir die mense, en ek sê dit nie uit, om snaaks te wees of enigiets nie, maar ek was ook maar daar. Jy weet, jy het nie noodwendig tyd om daai halfuur of 'n uur te spandeer in die Vader se woord nie. Maar jy het tyd om die nuutste televisiestorie te kyk 8:00 vanaand, of die rugby te kyk Saterdagmiddag. So dis baie belangrik dat jy moet verstaan, en daai is die heel belangrikste aspek, wat deel is van jou voorbereiding. As jy dit nie doen nie, kan ek nie nou vir jou sê, is dit alles vir niks. Dan kan jy nou maar gaan en al jou goedjies los, en alles waarop jy voorberei, want dit gaan net nie vir jou uitwerk nie. Dit is dalk bietjie harde woorde, maar op die einde van die dag, daai woorde kom uit liefde uit, vir die eenvoudige rede dat ons moet verstaan, ons gaan op 'n punt kom, waar as die Vader ons nie help nie, soos wat dit gebeur het met Bloedrivier, gaan ons tot niet gaan. So jy moet daai kopskuif kan maak weer 'n keer om te verstaan, jy beheer wat jy kan beheer, die res is in die Vader se hand. Daar's 'n rede hoekom ek ook hierdie ene gelos het vir laaste, soos ek nou al voorheen ook gesê het, dit is verreweg die belangrikste aspek. As jy op die einde van die dag hierdie ding gaan trotseer op jou eie
hande en in jou eie krag, kan ek jou nou sê, gaan jy dit nie baie ver maak nie. Op die einde van die dag is die Vader beheer alles, hy hanteer alles, en hy sal op die einde van die dag vir ons uiting gee in hierdie proses. So gaan nou, terwyl ons nog 'n bietjie tyd het, daar's 'n oom wat ek ken wat baie goeie, kan 'n mens dit nou stel, 'n wonderlike mens wat ek ken, wat altyd die vergelyking gebruik, om te sê, ons het nou nog 'n bietjie tyd, vat jou bootjie, maak seker jou bootjie is reg, maak seker daar's nie lekker nie, kry alles reg, want die tyd is min. So, dit is vir my belangrik dat julle daai konsep kan verstaan, dat julle kan verstaan dat alles begin met die geloof. As die geloof nie daar is nie, soos ek sê, is alles vir niks. En dis baie belangrik, moenie bekommer oor wie en wat se denominasie is nie, en die ou in daai kerk, en daai ou in daai kerk, of wat ook al nie. Solank die konsep daar is van die, jy weet, ons hemelse Vader, sy seun wat ons sondes gesterf het, en die Heilige Gees, is ons almal maar dieselfde. So, weer 'n keer, dit kom terug na die scenario toe, sorg dat jy tyd in die woord spandeer, en hoe meer tyd jy gaan spandeer in die woord, hoe meer sal jy ook agterkom, en die goed begin raak sien vir wat dit is. Maar as jy geen tyd spandeer nie, gaan jy ook 'n redelike groot bloukie loop, want jy gaan dink jy doen die regte ding, en dan gaan jy op die einde agterkom, jy is jullie pad duister. En al hoe jy dit gaan doen is om daai tyd te spandeer in die woord, saam met die Vader. As jy die voorreg het wat ons het byvoorbeeld, wat jy daar in die veld kan gaan sit op 'n klip, en jy kan bietjie jou Bybelstudie daar doen, in die natuur, jy weet, dis altyd eerste prys. Maar nie almal het natuurlik daai voorreg nie, maar gaan en maak tyd vir jou Bybelstudie. Soos ek sê, as jy kan tyd maak om jou die nuutste televisiereeks te kyk, of waar jy opeindig om jou rugby te kyk, of wat ook al, maak seker, in plaas dat jy daai uur of halfuur spandeer op TV of op YouTube, of wat ook al jy dan nou doen, vat die woord, tel hom op, lees deur hom. 'n belangrike laaste aspek wat ek net aan wil raak, families, pa, ma, kinders, dit is tyd dat die Vader weer sy rol as leier in daai huisgesin optel. En as ek sê leier, praat ek van geestelike leier. Jy moet sorg dat jy die leiding gee in die Bybel, in die grootboek, die geestelike leiding. Wat beteken, jy is die persoon wat meer moet weet as die res van daai boek. So, vir die van julle wat nie huisgodsdienst doen nie, sal ek voorstel, begin dadelik, en vergeet maar van die televisiereeks, vir ten minste, tot jy die Bybel van begin tot einde deurgelees het. Ons tyd is min, ons sal moet begin vasmaak en besluit, waar wil jy wees? En soos wat ek sê, as jy nie hierdie aspek heel voorsit nie, is dit alles vir niks. So dis vir my baie belangrik, dat die families gaan, Vader, neem jou mantel op, as die hoof van die huis, wees die geestelike leier, gaan, doen Bybelstudie, elke aand, nie net op sekere dae nie, elke liewe aand, doen die Bybelstudie, lees uit die Bybel uit, bid saam as 'n familie, al daai goedjies, vir die wat julle dit klaar doen, hou aan daarmee, versterk jouself daarmee, en hou net aan, en die Vader sal die res voorsien. Mense, dit is vir my baie, baie belangrik, ek kan nie vir julle weer, ek het dit seker nog al 400 keer gesê in hierdie video, maar dit is die heel belangrikste aspek. As hierdie nie deel is van jou voorbereiding nie, en die belangrikste deel is van jou voorbereiding nie, is alles vir niks. Jy kan alles verloor, maar as jy die Vader het, sal hy voorsien. Dit is belangrik, en as jy weer 'n keer, as jy die woord gaan lees, gaan jy presies sien waar
waar dit geskryf staan en wat daar gebeur het. Julle kan maar gaan kyk waar die vader sê, ek gee vir die voeltjies kos, hoekom sal ek nie vir jou gee nie. So, mense, dis baie belangrik weer 'n keer, ek gaan nou afsluit, anders dan gaan ek net aanhou dieselfde ding herhaal. Maar soos wat ek weer 'n keer sê, mense, hierdie is heel belangrikste.